Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Dit is die 1 Desember en ek wil met jou praat vanoggend oor hierdie waarheid van wat ons baie keer sê. Ek is nie goed genoeg nie. Nou in 1 Konings 17 vers 12 tot 13 sê hierdie vrou, ek het nie 'n broodkoek nie. So sy antwoord, so waar as die Here u God leef, ek het nie 'n broodkoek nie. Ek het net maar 'n handvol meel in die pot en 'n bietjie olie in die kruik. En hier maak ek nou 'n paar houtjies bymekaar. Dan gaan ek en ek maak dit vir my en my seun klaar, dat ons dit kan eet en kan sterf. En Elia sê vir haar, wees nie bevrees nie, gaan heen, doen volgens jou woord, maar maak eers daarvan vir my 'n broodkoekie en bring dit vir my, en daarna kan jy vir jou en jou seun iets klaarmaak. Gaan lees daardie in 1 Konings 17. So Elia het by hierdie weduwee aangekom, en hierdie weduwee het klaar haar planne gemaak, dat sy met haar handvol meel, 'n bietjie olie en 'n paar houtjies 'n laaste broodkoek gaan maak vir haar en haar seun, want sy het gesê, hulle sal sterf in die hongersnood. En hier kom Elia, en hy vra haar nog 'n stukkie brood. En nadat sy haar plan verduidelik het, om net te leef op die laaste broodjie, sê hy vir haar, dis reg, maak soos jy dink, maar gee eers vir my 'n broodkoekie, en dan kan jy vir jou en jou seun dit klaarmaak. So, waar trek ons na hierdie jaar van 2025? Hoeveel gesinne is in hongersnood en leef in die oorskiet van 'n huwelik, wat maar net stikkende gesinsopset is? Jy het nooit as kind gehad die oorvloed wat Jesus van praat nie, maar dalk 'n enkel ma wat met 'n beperkte mindset jou groot gemaak het. En altyd moes jy gehoor het, daar is nie geld vir dit of dat nie. Tussen hakies, hier's net hierdie bietjie olie en hierdie bietjie meel en hierdie paar stokkies hout waarmee ek 'n klein vuurtjie kan maak vir die broodkoek. Dalk jy uit 'n egskeiding uitgekom en is jou mindset nou, dit is hoe die lewe vorentoe sal wees. Net 'n bietjie meel, 'n bietjie olie. Maak nie saak wat in jou oor gelos is nie. Gee dit vir die Here, dat hy jou die volgende kans sal wys wat daar is wat hy kan doen, sodat jy ook as 'n alleenloper, as 'n enkelouer, as 'n huwelikspaartjie kan sien dat die olie nie sal opraak wat in genade in God se hande is nie, dat die meel nie sal minder raak nie, en dat jy maar 'n groot vuur kan maak, want die Here se genade sal vir jou genoeg wees. Kom ons staan vas en ons begin proklameer tydens Communion dat Jesus kom terug vir sy vlekkelose en sy rimpellose bruid. En dit behoort ek elke dag te leef. Gesond na 'n siek huwelik, heilig eenkant gesit as 'n enkel lopende, in sy beeld as 'n huwelikspaar met oë wat blink, nie meer van trane nie, maar van die heerlikheid, omdat ek uitsien na die bruilof van die Lam. En dat ons weet, die krag van Jesus se bloed kan nooit opraak nie. Hy sal altyd vir jou krag gee om te vergewe. En hy sal altyd vir jou krag gee om die saak met hom reg te maak. Die liggaam van Jesus wat gebreek is vir jou, sal nooit ophou genesende krag hê nie. Dat jy dit vanoggend kan neem en genees word deur sy wonde. Amen.